Ons gebruik nou Google Maps en wat is die ander goeders, maar in elk geval, die beginsel bly dieselfde. As jy nie die pad ken nie, het jy iemand of iets nodig om jou te help. Baie jare terug, ek weet daar's van ons jong mense wat dit nie sal glo nie, maar daar was 'n tyd waar daar nie selfone was nie. Baie jare terug toe ek gestudeer het, toe bly ek nou in Rodepoort by 'n oom en tannie en nou moet ek die Sondagoggend in Alberton wees. Hulle wil hê ek moet daar met hulle jong mense kom werk. Daar was 2 jong mense in daai gemeente. En nou moet ek die Sondag so intoe ry. Nou trek ek dou vir dag. Dit is nog 'n stuk donker wat ek wegtrek, maar net betyds wees. Maar miskien was dit toe nou die fout wat ek gemaak het, want dit is toe nog donker. En ek mis toe een of ander pad wat ek moes vat, en ek verdwaal in my piekie in. Ek stop later, nou daar's nie selfone nie, daar's nou nie Google Maps, daar's niks. So nou stop ek, trek daar by 'n vulstasie in, en ek vra vir een van die mans wat daar werk, nou in Engels, weet, wat is die vinnigste manier wat ek nou van hier af in Alberton kan kom? En hy antwoord my, sir, if you want to get quickly to Alberton, you mustn't start here. So toe besef ek gaan nie betyds wees nie, daar is die selfone nie, ek soek toe nou maar 'n telefoonhokkie, gooi my geldjie in en ek bel die pastoor, ek sê ek is baie jammer, ek weet nie waar ek is nie, ek gaan nie by jou kan uitkom nie, ek is verskriklik jammer. Ons almal weet hoe dit is om te verdwaal. Ja, party van ons is net nie bereid om dit te erken nie. Maar as jy verdwaal, het jy iemand of iets nodig om vir jou die pad te wys. Nou, Paulus skryf in ons jaartema, is die jaar, ons praat baie oor liefde, en as hy praat oor die liefde, as hy die gedig oor die liefde skryf, 1 Korintiërs 13, begin hy aan die einde van hoofstuk 12, en hy noem dit waaroor hy nou gaan skryf, die uitnemender weg. Maar hy sê, ek wys julle 'n uitnemender weg. Hoekom moet hy die gemeente wys? Want hulle het verdwaal. Hulle het in hulle geloof, in hulle roeping, in wat God se doel met hulle was, het hulle verdwaal. En hy wil hulle help om weer koers te kry. So 1 Korintiërs 13, vriende, kom ek sê nou sommer vir jou. Ons in ons disipelskap proses, ons is nou al 6 maande besig met 1 Korintiërs 13. Dis soos 'n kompas. Dis genuine. Jy kan hom maar genees, dit is nie 'n troupreekie. Iemand my nou daar gevra om by 'n begrafnis uit 1 Korintiërs 13 uit te preek. Dit was nogal 'n challenge. Maar dis nie 'n preekie. Paulus het nie daar gesit en ook met 'n mooi gediggie skryf sodat mense iets kan hê om te preek oor nie. Dis 'n kompas. Die liefde van God is 'n kompas wat jou kan help in alle tye. Ek kom agter, baie keer is die tye wat mense koers verloor wanneer dinge moeilik raak. Wanneer die storms jou slaan. Ek het nou gesê in die eerste diens en toe sou nou 'n oom wat vir my sê lied 195. Dis die lied wat gaan oor die storms. As nou van julle is wat in die AGS groot word, is die swart liedere boekie, lied 195, as die lewensstorms woedend om jou slaan. Nou my een pel het daai liedjie verander. Hy het nie gesing as die lewensstorms woedend om jou slaan nie. Hy het gesê as die lewe om jou storm moet jy woes om jou slaan. Ja, dit was vir my ook baie snaaks. Maar dit is regtig so, baie keer verloor mense koers wanneer dinge moeilik raak. Paulus, hierdie einste Paulus, gaan deur die moeilikste tyd van sy lewe. Hy skryf daaroor in 2 Korintiërs 1. Hy gebruik woorde, en ons gaan volgende week meer in detail na dit kyk, hy gebruik woorde soos, ons het hoop opgegee op die lewe. Dis moeilik. Dis donker. Mense sou, vandag se terme sou jy sê, miskien depressie. Né? Miskien 'n senuwee ineenstorting. Die apostel is deur so 'n tyd. Ja.
Dit is vir my weird dat ons daai skrifgedeeltes vermy. Of nie baie van dit maak nie. Dis nou nie die versie op my spieelkassie nie. Jesus, wat vir sy eie vriende sê, ek is tot die dood toe benoud, bid saam met my. Die mense wat ons leiers is in ons geloof, ken lyding. Hulle ken swaar kry. En Paulus skryf 2 Korintiërs 1, hy is deur die donkerste tyd van sy lewe. Jy kan gaan lees, asseblief gaan lees 2 Korintiërs 1. Hulle sê, die ouens wat nou die oorspronklike taal bestudeer, Grieks, die sinne is jerky, dis hakkerig. Party mense twyfel selfs of Paulus die brief geskryf het, omdat dit so anders is. Maar as jy deur trauma gaan, praat jy anders. En die gemeente vir wie hy skryf, het nou nog hom as leier verwerp ook. Dit was deel van sy trauma. In die donkerste tyd het hulle vir hom gesê, en miskien was dit deel van die goed. Jy weet, ja, Paulus het nou vir ons van Jesus vertel, hy het die gemeente geplant, ja, die Here het hom gebruik. Maar wat gaan met hom aan? Ek wil die helfte van die tyd in die tronk. En as hy nie in die tronk is, slaan mense hom met stokke, of hulle gooi hom met klippe. Oral waar hy kom, is dit net moeilikheid. Ek weet hom nie so mooi nie. Is hierdie ou nou regtig die ambassadeur, of althans die boodskapper van die koning van die konings? Paulus, as jy weer kom, bring vir ons aanbevelingsbriewe. Dis wat hulle vir hom gesê het. En toe hy deur daai donker gat is, toe skryf hy nou die brief wat ons noem 2 Korintiërs. En hier's wat hy skryf. 2 Korintiërs 1, nadat hy gegroet het, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig, met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Want net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ook ons bemoediging oorvloedig deur Christus. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging, wat tot uitdrukking kom deur dieselfde lyding verduur as wat ons deurmaak. Ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet dat soos julle deel het aan die lyding, julle ook so deel het aan die bemoediging. Hy begin met die woordjie lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. In die ou vertaling staan daar geseënd. Dis die woordjie, maar dis eintlik bietjie anders. Die woordjie is nie geseënd is die God en Vader. Daar staan eintlik net geseënd God. Is nogal 'n interessante manier om aan God te dink as die geseënde. Nou, as ons praat van geseënd, dan praat ons gewoonlik van ons is geseënd. Maar die Jode het so 'n manier gehad om te praat oor God. Die geseënde. En die gedagte wat by my opkom is, God is so die bron van seën, van goedheid, dat dit amper iets soos sy naam is, die geseënde. Ons sê ons baie keer, as ons nou iets doen en iemand sê, jong, jy's gaaf, dan sê ons mos somme, ag noem my somme gawie. Ek wonder altyd, wat sê die gawies? Wat moet hulle nou sê? maar dis so iets wat by my opkom, geseënd. God is so die bron van seën, dat dit sy naam is. Nou vriende, hier het ons
groot moeilikheid. Want meeste mense dink, as dit swaar gaan, is dit 'n afwesigheid van die seën van die Here. Ek hoor, en ek kom 'n rukkie aan, ek hoor hoe mense praat, en wanneer die pop op die venster raak, wanneer die moeilikheid kom, en van julle het nou moeilikheid. As jy nie nou moeilikheid het nie, dit kom. Jesus het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar ek hoor hoe mense praat, as dinge swaar begin gaan, as daar teenkanting is, as daar verliese is, as daar onsekerhede is, ek hoor hoe mense praat, en dis asof daar 'n default is, want toe mense terugslaan, 'n default, and that's the fault. 'n default van, daar is seker nou fout met my geloof, daar is seker nou fout met my lewe, ergens het ek 'n deur oopgemaak vir die duiwel, want kyk hoe gaan dit met my. Ek sien nie die seën van die Here nie, die Here is gone. Ek hoor baie keer hoe mense, wanneer dinge moeilik is, en hulle gaan deur twyfel en onsekerheid, hoe hulle praat asof God na hulle staan en kyk, en eintlik vir hulle sê, nee man, trek bietjie jou geloofsokkies op. Wat's fout met jou? Nou ek wil jou gou vra, daai aand wat Jesus vir sy vriende sê, ek is tot die dood toe benoud, bid saam met my. Gaan jy na Jesus toe stap en vir hom sê, Jesus, ek dink jy was fout met jou geloof? Nee, was nooit fout met Jesus se geloof. Maar dis so ek agterkom mense dink. As dit moeilik gaan en ons gaan deur vertwyfeling, kom daar allerhande aanklagte. En weet jy wat dink ek, wat is daai aanklagte? Ek dink daai aanklagte word beskryf met die woordjie die Satan. Dis wat daai woordjie beteken, en weet jy of jy dit weet nie? Satan beteken aanklaer. Die duiwel is 'n vuil goed. Wanneer mense op hulle weerlooste is, dan vat hy 'n gap en hy kla hulle aan. Nee, weet jou ouma se ouma het 'n deur oopgemaak, en dis hoekom jy nou suffer. En jy onthou wat Paulus gesê het van die Satan. Daai ding, ek noem dit 'n ding, want dis nie 'n persoon nie. Dis 'n krag. As jy vir hom 'n hom noem, dan gee jy hom eintlik persoonlik. As jy daai dit vermom homself soos 'n engel van die lig. Dit gaan vir jou in jou kop miskien klink asof dit die Here vir jou sê, luister, wat's fout met jou? Daar's fout met jou lewe, want ek sien jou dan nou nie meer nie. Waar het jy? En ek wil vandag by jou pleit om te hoor wat skryf Paulus, nadat hy deur die donkerste donker gegaan het, wat hy self hoop opgegee het op sy eie lewe. Wat skryf hy oor wie en hoe God is in ons donker tye? Hy noem God die Vader van barmhartigheid en die God van bemoediging. Kom ons kyk na daai twee woorde, barmhartigheid. Is vir my baie treffend, in die ou vertaling is dit somme meervoud. In die ou vertaling staan dit die Vader van alle vertroosting, van alle ontferminge, daar sê hy, van alle ontferminge. Maak nie saak wat 'n krisis jy deurgaan nie, meervoud.
is God se ontferming. Letterlik beteken dit compassion, bowels in which compassion resides. God se binnekant is in beroering. As hy jou sien, swaar kry. Heart of compassion, emotions, longings, manifestations of pity. En dis glad nie. Luister, ek kan kwaad raak. Ek kan die duiwel inraak. As mense jammer kry. Fooi tog, kom ons help 'n bietjie hierdie arme ou bloetjie. Dis glad nie dit nie. Dis nie 'n vernederende jammerte nie. Dis glad nie dit nie. Ek haat dit, as mense partykeer mos die fotootjies, kyk hoe help ons hierdie armsaliges. Ek haat dit, want dis nie God se compassion nie. God se compassion is nie vernederend nie. As hy jammer kry, dis nie, omdat hy, kom ons help net hierdie armsalige goed, want hulle kan hulle self help. Dis net glad nie dit nie. Dis 'n barmhartigheid wat oorgaan in 'n bemoediging. Die ou vertaling praat van vertroosting, alle vertroosting. Letterlik is die Griekse woordjie paraklesis wat beteken, dis soos iemand wat langs jou inkom, sy arm om jou sit en sê jy's nie alleen nie. Ek is met jou. Dinge gaan oukei wees. Dis die God. Baie jare terug, toe ek nou studeer het, was daar 'n liedjie. Ek het nooit baie van die liedjie gehou nie, maar ek het gesien, baie ander mense hou van die liedjie, en dis goed, musiek smaak verskil. From a distance, God is watching us. En ek wil nou vandag vir jou baie duidelik sê, daar is nie so 'n God nie. Daar is nie 'n God wat van 'n afstand af kyk nie. As hy vir jou bestaan hy net in jou kop. Default is default. En die uitnodiging van hierdie skrifgedeelte, hierdie teksgedeelte is, as jy deur moeilike tye gaan, is daar's regtig 'n God. Maar die enigste God wat regtig God is 'n Vader van vertroosting en bemoediging en barmhartigheid. En in jou moeilikheid, in jou krisis, kan jy daai God beter leer ken. Want vriende, kom ons sê nou gou vinnig vir mekaar, dis nie krisisse wat mense van koers afgooi nie. Anders sou almal van koers af gegaan het as die krisis tref. Wat gooi 'n mens van koers af? Is nie 'n krisis nie, dis wat jy met die krisis maak. Twee mense kan deur dieselfde krisis gaan. Ons het nou verlede week het ons strokies uitgedeel en ons het gepraat oor voorsiening, was ons finansiereeks, en mense het geskryf dinge waar die Here voorsien het. 'n Jong dame vertel hoe sy gekies is vir Suid-Afrika se fietsryspan om by wêreldkampioenskap te gaan resies ry. En in die opwarming, ek hoop ek onthou die storie reg, in die opwarming val sy. Sy maak haarself ernstig, sy het ernstige beserings. Sy kan nie verder deelneem nie. Hulle besluit in die hospitaal, hulle moet haar terugvlieg Suid-Afrika toe. En sy het net iets hier in haar binneste wat vir haar sê, sy moenie op 'n vliegtuig klim nie. En sy redeneer en nee, sy gaan nou, en hulle wil haar na die lughawe toe vat, en daar's 'n vrou met wie sy begin praat, en sy sê vir die vrou, ek moenie op die vliegtuig. Jy glo die vrou haar, vat haar terug na 'n hospitaal toe, en hulle ontdek sy het bloeding op die brein. Nou iemand sou kyk na daai storie en sê, hier's 'n jong mens, drome is aan skerwe, né? Maar hoe kyk daai dame? God het my lewe gered.
Jy kan deur dieselfde krisis gaan, en jou krisis kan 'n plek word waar jy God leer ken, en dan het jy koers. Want God wil jou koers wees. Hy wil jou help. Hy is die God van barmhartigheid en vertroosting. Hy staan nie op 'n afstand en sê vir jou, wat sukkel jy tog so met jou geloof nie? Hy kom langs jou in. Hoe kan ons dit glo? Luister, ons kan nou miskien gewoond wees aan Jesus, maar kom ons gaan net gou terug na daai wêreld toe waar Paulus hier geskryf het. As jy daar gepraat het van 'n God van vertroosting, compassion, so mense gesê het, dis simpel, dis nonsens. Daar was nie so 'n God nie. Vriende, hoor my nou, daar was nie so 'n God nie. Jy kan nie die woordjie God in daai wêreld gebruik het en gedink het mense weet waarvan jy praat nie, maar ons baie gode. Jy moet altyd sê van watter God praat jy nou. Dis hoekom as Paulus skryf, julle sal dit sien, sê hy altyd God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Want die woordjie God het niks beteken nie. Dis net 'n woordjie. Jy moet sê watter God. En as Paulus sê daar's 'n God wat 'n Vader is van barmhartigheid en 'n God van vertroosting, sou mense gesê het, dis nonsens. Wat 'n God is dit nou? Kan nie eens 'n God wees nie. Ek het vir AI gevra, hierso is hoe mense in die Romeinse Ryk gedink het oor compassion. Compassion was viewed by the ancient Romans as a weakness or a sickness of the soul rather than a virtue. Influenced by Greek philosophy, Roman thinkers like Cicero and Seneca viewed pity or emotional distress for someone else a vice. Met ander woorde, iets sleg. They believed it disrupted rational thinking and a leader's ability to impose just, objective punishments. So hierdie empire het gesien, compassion is iets wat 'n swakheid in 'n mens is. En as jy 'n leier is, en in daai wêreld, kom sê Paulus, daar's 'n God van compassion. Die enigste God wat daar is. Die enigste koning. Hy praat nie net van God nie, die Vader nie. Hy praat van die troos van Christus. Die koning van die konings is 'n koning van compassion. Daai wêreld sou gesê het is mal. Die enigste mercy, dis hoe die Engels dit ook sê, God of mercies, God of comfort. Daai wêreld sou hulle sê die enigste mercy is as 'n God of 'n leier besluit, ek maak jou nie dood nie, want ek het die mag om jou dood te maak. So selfs mercy was 'n manier om magbeheptheid in plek te hou. En ek worry as ek hoor hoe mense praat in hulle tye van lyding oor God. Ek worry. Want dit klink vir my baie keer het mense 'n idee van God wat meer pas by hierdie. Ja, weet, ek gaan dit die goeie Here straf my seker. Dis God wat my wil terugkry. Vriende, ek wil nou vir jou sê, jou krisis kan 'n geleentheid wees om terug te slaan na 'n default wat foutief is. En jou godsbeeld bepaal jou hele lewe. Of jou hele lewe en jou krisisse kan 'n geleentheid wees om God regtig te leer ken. The God of comfort and mercies. Hoe weet ons hy's 'n God of comfort and mercies? Want daai God, luister gou, daai God het jou so lief. Hy het my so lief. Hy het sy skepping so lief dat hy self 'n mens word en deur al die lyding gaan
waar jy ooit kan gaan en nog meer. Lyk nie of julle my glo nie, maar miskien is ek net 'n bietjie moeg. Alles waar jy gaan. Paulus, hoor gou wat sê Paulus, hy praat so oor sy lyding, dat dit Christus se lyding is. Het jy dit gehoor? Hy praat oor die gemeente se lyding as Christus se lyding. Jesus, hierdie God, het homself so kom vereenselwig met mense, dat ons lyding nou sy lyding geword het, mense. Moet ek dit weer sê? Hoekom voel dit nou vir my dit sukkel? Daar's nie iets waartoe jy kan gaan, waartoe Jesus nie gegaan het nie. En meer. En hy het dit gedoen, sodat hy barmhartig kan wees. 'n Arm om jou lyf kan sit. Ek weet wat jy gaan. Dinge gaan oké wees. En ons lyding het nou sy lyding geword. Ek bedoel mense, kom nou. Dis of malligheid om so te glo, of dis die mees revolusionêre waarheid oor wie God is. Dat die skepper van alles. Ons het die lyding veroorsaak deur ons sonde. En die skepper word mens. En hy vat ons lyding op hom. Jy's nooit alleen as jy ly nie. En as daar iets is wat dit vir jou sê, is dit 'n default wat 'n fault is 'n helse fault. En jou krisis is juis 'n geleentheid. Dis wat Jakobus sê, dis wat almal sê in die Nuwe Testament. Jou beproewinge kan 'n geleentheid word om God nie te leer ken. Die God wat ons in Jesus leer ken. Kom ons gaan gou vinnig. Hoe weet ons God is 'n God van barmhartigheid, innige meegevoel, 'n God van paraklesis. Hoor wat sê die Bybel van Jesus. Jesus kom by 'n melaatse man, Markus 1 vers 41, en hy het hom innig jammer gekry. Dis daai woordjie, barmhartig. Dis daai Griekse woordjie, selfe woordjie. Jesus se binnekant in beroering, toe hy hierdie man sien, aan wie niemand mag vat nie. En hy vat aan hom. Met die skares, toe Jesus uit die boot uitklim, het hy 'n groot skare gesien, en hy het hulle innig jammer gekry. En hy het hulle geleer, was so skaap. Toe hy uit die boot uitklim, het hy skare gesien, hulle innig jammer gekry, en hulle siekes gesond gemaak. Julle ken hierdie storie, ek voel innig jammer vir die skare, sê Jesus, want hulle is reeds 3 dae by my en niks om te eet nie. Dis toe hy die brood en die visse meer gemaak het. As Jesus stories vertel oor hierdie God se koninkryk, hoe klink die stories? Daar was 'n ou, hy was beroof, hy het daar gelê vir half dood, die priester is die kant om, die leviet daai kant om, en hier kom 'n Samaritaan, en hy kry hom innig jammer. Nou daai Samaritaan sommer 'n naam ook, die barmhartige. Dis dieselfde woord wat Paulus gebruik. Dis die God, barmhartig. As Jesus die stories vertel oor God se koninkryk, dan sê hy, dis soos 'n seun wat weggeloop het. Hy het al sy pa se goed gevat, verkoos op prostituie. Nou kom hy terug, en die pa het hom van ver af gesien, en hom innig jammer gekry. God staan nie op 'n afstand nie. Hy kry innig jammer. In dieselfde hoofstuk as Paulus skryf, dan skryf hy oor die Vader wat ons in Christus leer ken, en dan aan die einde van die hoofstuk skryf hy oor die Heilige Gees. Dis presies hoe Jesus oor die Heilige Gees praat. As Jesus in Johannes 14 oor die Heilige Gees praat, dan sê hy, ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee.
parakleet? Was parakleet? Parakleet is die een wat langs jou inkom, sy arm om jou lyf sit en sê, ek is by jou, ek is met jou en alles gaan oké wees. En ek dink nie Jesus bedoel, dis nou 'n ander, daar is die Vader en dis hoe hy is en Jesus het dit kom wys en nou kom hier iemand anders nie. Dis nie hoe, ek dink nie dis wat hy bedoel nie, want net daarna in die hoofstuk sê hy, ons Vader, Seun, as hy praat van die Heilige Gees, sal by hom kom woon, die mense wat in hom glo. Dink jy dis 'n ander nie? Ek dink wat Jesus sê is hierdie God, die Vader van barmhartigheid en die God van vertroosting, is nou nie net meer by jou nie. Jesus help. Hy is nie net vir jou nie, hy is nou in jou. Ek hoop hulle 'n bietjie gecheer daar. En daarom kan jy in krisistye God leer ken as 'n God wat regtig innig jammer kry, maar nooit vernederend nie. Innig jammer kry, jou kom omhels, sê ek is met jou. En vriende, dit is waar hierdie reeks gaan. Ons gaan volgende week bietjie kyk uit Paulus se lewe uit, hoe lewe ons in hierdie krag van Jesus se barmhartigheid en se bemoediging. Jesus wat alles deurgegaan het. Kyk, hy kan die pad wys, né? Want hy is daardeur. Maar Jesus het nie net, God het nie net mens geword in Jesus, sodat hy weet waardeur ons gaan en hy ons regtig kan help. Jesus sê, hou goeie moed, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar ek het die wêreld oorwin. Deur Jesus het God nie net na ons toe gekom nie, hy het 'n pad oopgebreek. Nou hoor my mooi, en hieroor moet ons nog baie praat, maar vriende, dit kan vanaand wees, dat Jesus kom. En as Jesus kom, gaan alles finaal nuut wees. Dan gaan daar nie meer trane wees nie, dan gaan daar nie meer moeite en angs wees nie, dan gaan daar nie meer dood wees nie, al die moeilikheid, al die verliese, gaan dan finaal vernietig word. Maar die punt van dit is, Jesus het klaar die dood uit opgestaan. Daar's klaar 'n pad vir jou gemaak. Dood, verlies, hartseer, onsekerheid hoef nie jou lewe te arresteer en van koers af te vat nie. Want Jesus het oorwin. Hy het nie net gekom sodat hy meegevoel kan hê nie. Hy het gekom sodat God uit die doodste dood nuwe lewe kan skep. Eendag maak hy alles finaal nuut. Ons is nog op pad. Dis die einde van die storie. Ek hoop jy lees die einde van die storie ook. Want vet weet, as ek luister na party Christene, voel dit vir my, hulle het nog nooit die einde van die storie gelees nie. Die storie eindig met 'n nuutgemaakte hemel en aarde. Dan kan jy sê, dinge is soos die Here dit wil hê. Maar eers dan, ons is nog by die einde van die storie nie, ons is nog op pad. Nou wat gebeur nou op pad? Daar's klare oorwinning. En daai oorwinnende koning hak nou by jou in. Hy's in jou deur sy gees. En nie dood nie, nie verlies nie, niks in hierdie wêreld en in die toekomstige wêreld kan jou skei van die liefde van God in Christus nie. Niks. Hoor jy? Niks. Niks kan jou skei nie. En met daai God, lewe jy in jou moeilike tye. En jy kan hom leer om hom te vertrou. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Jesus sê ek was tot die dood toe benoud. Dis nie maklik nie.
maar selfs die dood hoef nie die laaste sê te hê in jou lewe nie. En dis die uitnodiging van die reeks. Hoe leef ons dan nou? Want God drie-enig wil ons kompas wees. Vader, Seun, Heilige Gees wil ons kompas wees. In die moeilikste donker tye kan jy hom beter leer ken en leer vertrou. Dis waaroor die reeks gaan. Maar ek wil net gou 'n laaste ding sê, wat ek ook al oor en oor gesien het. Paulus sê, hy sê, hierdie God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus. Wat sê hy? Hy sê, as jy God wil ken, sy heerlikheid, kyk na die gesig van Jesus. En dis ons voorreg. As jy in Jesus glo, die Heilige Gees het jou so geangel, jy kan nou God leer ken. Maar hoor wat sê hy? Hierdie skat het ons in erdekruike. My lewe breek maklik, jou ook. Maar daar's 'n krag binne in hierdie erdekruik. En ek het dit al oor en oor gesien. Hoe mense deur die grootste moeilikheid gaan. En in plaas van dat daai moeilikheid, jy dink daai ou moet bly lê, hy gaan nooit weer kan opstaan nie. In plaas van dat dit gebeur, word daai persoon 'n krag wat ander mense bemoedig. Soos Paulus die brief skryf. Ek het dit al oor en oor gesien. En dis die uitnodiging. Nie net dat jy in jou krisis 'n koers kan hou nie, maar dat God op so 'n manier in jou lewe werk, dat jy selfs ander kan help om koers te hou. Amen. So, ek wil jou dan nou uitnooi vir vandag. Ons gaan volgende week en die weke daarna praat oor hoe, maar vir vandag, wil jy nie net weer opnuut die Here vra om jou kompas te wees? Miskien gaan dit nou goed. Dis great. Die moeilikheid kom. Maar dis great, nou terwyl dit goed gaan. Om te sê, Here, wees my kompas, ek wil U ken. Wees my kompas. Ons het 'n pragtige lied wat die kerk wêreldwyd sing oor die goedheid van die Here. En miskien is die eerste ding wat vandag moet gebeur vir party mense, is hulle moet daai default prentjie van God wat eintlik jou aankla, as jy vertwyfel, as jy in twyfel staan. Daai default prentjie moet gebreek word. God is nie die aanklaer nie. Hy is die bemoediger. Hy is die compassionate Father. So kan ek jou uitnooi om saam te staan en dan sing ons hierdie lied en miskien wil jy nie sing nie, miskien wil jy net die woorde gebruik en vir die Here sê, Here, hier is my verstaan. Kom ons staan, hier is my verstaan. Help my om U te leer ken, soos wat die woord sê. Vader, Seun, Heilige Gees, die God van barmhartigheid en bemoediging.